Liefste dames, baie welkom by ons tweede sessie in ons Hebreërs reis. Dit is 'n groot avontuur wat ons saam meemaak in die boek van Hebreërs. Nou ja, as ons nog nie ontmoet het nie, ek is Mariet Skutte en saam met my man Jaco en ons wonderlike spanne vorm ons deel van die leierskap in Doxadeyo. Nou ek wil graag vandag vir jou dankie sê dat jy hier is en dat jy deelneem. Ons het juis in die vorige sessie gesê, dis een van die maniere hoe ons gaan groei in ons kennis van wie Jesus is. Ons gaan hou by ons kommitment teenoor onsself en teenoor ons groep. Nog 'n manier hoe ons gesê het ons kan groei in ons kennis van Jesus, is om met aandag te luister na Hebreërs. En dan aandag te gee aan wat ons gehoor het. En dit is dan ook wat Hebreërs 2 vers 1 sê, soos ons hom laas keer gelees het. Daarom moet ons soveel te meer aandag gee aan dit wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdryf nie. Nou, julle sal onthou dat ons in die eerste sessie begin gesels het oor Jesus. Hebreërs gaan oor Jesus en Jesus is die kern van alles. Ons kan op baie ander dinge fokus, maar dan mis ons juist die punt. Wanneer hy die kern is, dan kan ek alle ander dinge in die regte lig sien. So ons praat oor His glory, our story. Jesus word in Hebreërs aan ons voorgestel as die gesalfde koning en as die skepper van alles wat homself, sy heerlikheid, sy hele wese in Jesus vir ons kom bekend maak en kom wys het. Ons sien verder in Hebreërs 1 slegs een klein verwysing na die reiniging van ons sondes. Nou, dink bietjie saam met my hier aan. Meeste van ons vertrekpunt as dit kom by Jesus is dat hy vir ons sonde kom sterf het en hy het. Maar die Hebreërs skrywer gee vir ons 'n ander vertrekpunt. As jy so vinnig in Hebreërs 1 gaan tel, is daar net een verwysing na die reiniging van ons sondes. So uit 349 woorde gaan net 9 oor die reiniging van ons sondes en al die ander woorde gaan oor Jesus as koning en God as Jesus. Hierdie ontdekking gaan ons verseker na die volgende vraag toe lei. Hoe kan dit, Jesus as koning en God as Jesus, hoe kan dit my vertrekpunt word? Nou, dis nie 'n maklike een nie, dames. Iemand het dit eendag so vir my verduidelik dat mense vooropgestelde idees of jou persepsies, met ander woorde jou vertrekpunte, hulle stel 2 soldaatjies aan wat voor jou ore wag hou en hulle keer dat persepsies of inligting wat nie pas by dit waarmee jy vertroud is nie, geblok word. Die enigste manier waarop hulle gebypass kan word, is deur skok of deur stories en deur herhaling. Vir my was dit 'n ontnigtering, jy kan dit sekerlik 'n skok noem, toe ek Hebreërs met 'n nuwe ingesteldheid begin lees en besef, dit wat eerste oor Jesus gesê word, en dit wat die meeste oor hom gesê word, is nie dat hy vir my sondes gesterf het nie, dit ook, maar dat hy die Christus is, en juis hierdie ontnigtering of skok, hierdie gewaarwording het veroorsaak dat nuwe inligting verby my vreeslike parate soldaatjies kon kom, en sedertdien, deur herhaling en meer herhaling van die woord. En die woord alleen, kan ek nou 'n nuwe vertrekpunt hê. Nie net Jesus wat vir my sonde gesterf het nie, hierdie goeie nuus nie, maar die kern van alles, dat Jesus koning is en die gesalfde koning is. So vriendinne, alles gaan oor Jesus. Jesus die gesalfde koning en die skepper wat homself in Jesus kom wys. Onthou, hy is die afdruksel van God se wese, die koning se gesig wat in die muntstuk afgedruk is. In moderne taal sou ons kon sê dat ons hom voorheen net deur e-mails en WhatsApps kon leer ken het, maar in die Ou Testament het hulle gesê deur die profete. Maar nou in die Seun het God 'n gesig en 'n naam gekry sodat ons hom kan ken. Jesus die gesalfde koning en hy kom sê vir ons, aangename kennis, His glory. As ons Jesus ons vertrekpunt maak, ontdek ons storie. Nou ja, ek hoor gister 'n interessante storie in 'n lang tyd van hoe 'n persepsie of 'n vooropgestelde idee die verkeerde vertrekpunt 'n familie vir generasies beïnvloed het.
Die storie gaan so dat ouma elke Sondag 'n heerlike skaapbout gaar gemaak het. Inteendeel, hierdie is 'n familieresep en niemand kon ooit die resep uitmaak nie. Die kleindogter het altyd by ouma gestaan terwyl sy hierdie skaapbout voorberei en elke keer as ouma die skaapbout maak, sny sy die kante van die skaapbout af, pas hom mooi in die pan, bak hom in die oond en dan smil die familie daaraan. Later jare het die dogtertjie self 'n vrou geword en haar skaapbout voorberei net soos ouma se. En later het sy 'n ouma geword en het haar kleindogter vir haar gevra: "Ouma, hoekom sny ouma die kante so af?" Nou ja, ons almal verwag die antwoord sal wees, want ouma se ouma het ook die kante van die skaapbout so afgesny. En julle sal nie raai wat was die antwoord nie. Lieflinkie, want die skaapbout het nooit in ouma se pan gepas nie, en daarom moes ek die kante afsny. Nou ja, dis nou wel 'n humoristiese storie, maar miskien kan jy dalk aan 'n voorbeeld dink, waar jou persepsie of perspektief van iets, of oor iemand verander het, omdat jou vertrekpunt verander het. Dis eintlik iets wat elke dag met ons gebeur, nê? 'n Mens kan jou so maklik misgis, en dan groot uitmis, net omdat mense vooropgestelde idees nie verander is nie. Jy het op 'n sekere manier oor iets gedink en toe gebeur daar iets. Of jy hoor iets en toe dink jy iets anders oor die saak. Ons gaan die video hier pause en dan deel julle bietjie in julle groepe oor 'n paar stories. Ek glo julle het sommer heerlik saamgesels en sommer lekker saam gelag ook. Maar Hebreërs wil vir ons 'n bril kom gee met 2 lense. En ek is seker met al die herhaling in sessie 1 en nou in sessie 2, kan jy al begin raai wat hierdie 2 lense is waardeur die Hebreërs skrywer kyk. Die eerste lens waardeur hy kyk is Jesus as gesalfde koning. En die tweede lens, God as Jesus. So ek wil jou aanmoedig, terwyl jy Hebreërs lees of enige ander gedeelte, dat jy die heeltyd hierdie bril sal aan hê. So wanneer ons lees, is daar die vrae die heeltyd in ons gedagtes. Wat sê hierdie gedeelte of gedagte oor Jesus as koning en oor die aard, die wese en die plan van die Skepper God? Een van die groot temas wat Hebreërs uitlig, gaan oor Jesus wat sy lewe gegee het. Hy noem hierdie gebeurtenis 'n offer aan die kruis. Wat word dan vir ons duidelik uit die offer wat Jesus gebring het aan die kruis toe hy sy lewe gegee het? As ek my ou bril opsit, my vooropgestelde idee, gaan my default vraag altyd terugspring na, hoe raak dit my lewe? En dan gaan die antwoorde natuurlik spring na, ek is gered, ek is skoon gewas, ek is ingesluit, en al daardie is waar, maar as ons die bril opsit wat Hebreërs vir ons gee in hoofstuk 1, naamlik Jesus as koning en God as Jesus, dan gaan my vraag wees, wat sê hierdie offer wat hy gebring het, die offer aan die kruis, oor hom as gesalfde koning, en wat sê hierdie offer aan die kruis oor God as Jesus? Ons het gelees, Jesus is die uitstraling van God se heerlikheid en die afdruksel van sy wese. Die Hebreërs skrywer was baie ernstig daaroor dat ons baie mooi moet luister en aandag gee, want hy sê vir die leser, gee aandag, en dan skryf hy 'n bietjie verder, en dan sê hy weer, gee aandag aan hierdie, en dan skryf hy weer 'n bietjie verder, en so gaan hy aan, tot hy in vers 8 sê, maar ons sien Jesus met heerlikheid en eer gekroon. Hy, wat deur sy lyding tot in die dood, vir 'n kort rukkie minder as die engele gemaak is, sodat hy, deur God se genade, ter wille van almal die dood sou ervaar. Baie duidelik gaan Jesus se dood saam met sy koningskap. Die een wat met eer en heerlikheid gekroon is. Die koning van alles is die een wat sy lewe gegee het. Die offer aan die kruis. In nog 'n gedeelte in hoofstuk 2, vers 14 sê hy, aangesien die kinders, en dis mense, dan aan vlees en bloed deel het, het ook hy net so aan dieselfde dinge deel gekry. Sodat hy deur die dood, die een wat oor die dood mag het, dit is die duiwel, kragteloos kon maak. En sodat hy hulle wat uit vrees vir die dood, hulle lewe lank in slawerny verkeer het, kon bevry.
want hy is verseker nie oor engele besorg nie, inteendeel, hy is oor Abraham se nageslag besorg. As dit kom by hoekom Jesus gesterf het, een deel van sy motief ter wille van almal, besorgd. Een van die Engelse vertalings sê dit so mooi oor God se motief. Hy sê, taking special thought. Nou in Hebreërs 4 skryf hy Jesus, dat Jesus nie iemand is wat nie medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy is besorgd, hy het medelee. Wanneer hy praat van die kinders van Abraham, sluit dit ons nie uit nie, onthou. Johannes 3 vers 16 wat sê, want so lief het God die wêreld, die kosmos gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. So dis nie net vir party nie, dis vir almal, sodat hy ter wille van almal die dood sou ervaar. En nou onthou ons die ander lens, as ons na die koning kyk, sien ons God. Hy is die uitstraling van God se heerlikheid, the living expression of his being, skepper van alles, God wat medelee het. Paulus kom en stel dit nogal so wanneer hy met die gemeente in Efese praat. Hy sê, julle moet mooi sorg vir die gemeente, want hy sê in Handelinge 20 vers 28, die gemeente van God wat hy deur sy eie bloed verwerf het. So hier is 'n gedagte wat jy 'n bietjie kan gaan oordink in die maand wat voorlê saam met jou vriendinne en jou groepe. Wat sien ons wanneer ons na Jesus se offer aan die kruis kyk? Ons sien liefde in aksie. Miskien bietjie anders as ons default, en dit is die gedagte van 'n shared identity. Dit sou geen sin gemaak het as die Bybel sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy iemand anders gegee het om vir ons sonde te sterf nie. Maar dis tog waartoe ons default wil gaan. En hoe ons baie keer daaraan dink, God wat die wêreld so lief gehad het, dat hy iemand anders gestuur het. Ek meen, geen ouer sal sy kind vir wie hy lief is, prys gee nie. 'n Ouer sal eerder homself gee. En dit is wat God in die gesig van Jesus kom doen het. Hy het homself kom gee. Daai shared identity sê, wanneer ons na Jesus kyk, die offer van Jesus, sien ons wat God, die skepper, self kom doen het. God self, omdat hy medelee gehad het, omdat hy besorgd was. Nou wat het hy hierdeur bereik? Vers 14 sê, aangesien die kinders dan aan vlees en bloed deel het ook hy so aan dieselfde dinge deel gekry, vlees en bloed, sodat hy deur sy dood, die een wat oor die dood mag het, dit is die duiwel, kragteloos kon maak, en sodat hy hulle wat uit vrees vir die dood hulle lewe lank in slawerny verkeer het, kon bevry. God het uit medelee mens kom word, self versoek word deur die duiwel, ter wille van ons, in ons duisternis van mislukking en sonde en dood ingekom, en 'n oorwinning kom behaal deur sy lewe te gee. En so is die duiwel, sonde en selfs die dood oorwin. Nou wat sien ons dan as ons kyk na die offer van Jesus? Dit is hoe God die heerskappy op die aarde kom terugwen het. Jesus het oorwin deur sy dood. Deur sy opstanding sien ons dit. Hy is nou die koning. En dis die tema dwars deur die Nuwe Testament. Hy heers nou oor die nasies. Jesus is die gesalfde koning en het die oorwinning behaal. En ons gaan moet herhaal en herhaal en herhaal totdat ons default word, want ons kan nou die mense word wat ons bedoel is om te wees, omdat Jesus die gesalfde koning is. Nou ons gaan amper die videoetjie weer pause, maar as jy deur hierdie bril Jesus as gesalfde koning en God as Jesus kyk, na die offer van Jesus aan die kruis. Dis hoe die koning as gevolg van sy medelee, sy besorgdheid, sy taking special thought, 'n oorwinning kom behaal het, sodat hy nou heers en ons vrygemaak is. En as dit die uitstraling van God se heerlikheid en wese is, watter gedagtes kom dan by jou op? Wat beleef jy in jou hart? En watter vrae kom by jou op? So ons gaan nou die videoetjie pause en dan gesels julle lekker hieroor saam in die groep. Ek glo julle het heerlik saam gesels en heeltyd daai default setting uitgedaag en ons gaan nog baie lekker verder hieroor gesels deur die loop van die jaar.
En natuurlik is daar vrae wat by ons opkom soos, hoekom moes hy juist sterf om 'n oorwinning te behaal? Of, hoekom as Jesus die koning is, hoekom lyk die wêreld dan so de mekaar? En dis alles baie goeie vrae om te vra. En al hierdie vrae help ons met een baie belangrike ding, en dis om ons default te skuif. Ons vertrekpunt te skuif. Kyk hoe mooi skryf die Hebreërs skrywer dit in Hebreërs 11 vers 1. Geloof egter is sekerheid van die dinge wat gehoop word, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Baie keer lyk dit asof Jesus nie koning is nie, en baie keer voel dit of Jesus nie koning is nie. Maar ons leef nie uit gevoel nie, en ook nie uit hoe dinge lyk nie. Ons leef uit die geloof. So ons gaan nog baie hierdie jaar gesels vanuit Hebreërs oor die offer van Jesus en sy koninklike oorwinning en die implikasies vir ons elke dag lewe. Maar om hierdie maand se sessie af te sluit, moet ons die ander element net ook op die tafel sit en dan gaan ons volgende keer weer daaroor gesels. Van die einde van hoofstuk 2 tot 10 word daar baie verwys na Jesus se dood in terme van die offers van priesters en die hoëpriester in die eerste verbond. En baie van dit is baie vreemd vir ons. Ons het nie daarmee groot geword nie. En ons sal nog by die detail daarvan uitkom, maar daar's een element wat mense baie keer mis, en dit gaan oor die priesters en die hoëpriester en die offers en die bloed. Hebreërs 8 vers 5 sê, hulle wat 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het, toe hy die tabernakel sou voltooi. Die tabernakel. Alles het gegaan oor die tabernakel. En die tabernakel het daaroor gegaan dat God in sy volk se midde wou kom woon. Eksodus 25 vers 8 sê, ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Volgens alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarbey behoort, so moet julle dit maak. Nou baie keer fokus ons so op een ding, dat ons eintlik die hele punt mis. En die punt hier is dat God onder ons wou kom woon. Dit is die punt. En dit moet ons vertrekpunt word, ons default. Want van die begin af, wou God by die mens kom woon. Van die begin af, van die skepping af, het hy saam met Adam in die aandwentjie gewandel. Wou hy by sy volk woon. En hoe kon 'n heilige God by mense woon wat dan sonde gedoen het? Alles is met bloed besprinkel, sodat alles geheilig kon wees en sodat God by sy mense kon woon. En nou? Onthou jy hoe Hebreërs 1 'n profeet aanhaal in 2 Samuel 7 vers 14? Ek sal vir my vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. Hy sal vir my naam 'n huis bou en ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. Wat het koning Jesus met sy offer gedoen? Hy het vir God 'n huis gebou. Hebreërs 3 praat so oor ons. Moses was wel as tempeldienaar getrou in God se hele huis tot 'n getuienis van wat verkondig sou word. Maar Christus was as seun getrou oor sy huis en ons is sy huis. Mense sê maklik ons is die tempel van die Heilige Gees, maar het ons default al verander? Of dink ons nog steeds dat God wil hê ons moet by hom gaan woon? Wanneer ons kyk na die offer soos Hebreërs daaroor praat, is dit deel van wat die koning bereik het. God het nou weer 'n huis op aarde. Hierdie mensfamilie waarin sy heerlikheid nou woon. Die heerlikheid wat uitgestraal word deur Jesus se offer. Die duurste woonplek wat nog gebou is. En dit is in lyn met die hele Nuwe Testament. Ons default moet ons in lyn bring met die Nuwe Testament. Deur herhaling en herhaling. Ek kan net dink as die Hebreërs skrywer dan sê in Hebreërs 2 vers 10, dit was immers gepas dat hy vir en deur wie alles bestaan, ten einde baie kinders tot heerlikheid lei. So, dis baie belangrik dat ons glo in God se heerlikheid, in die gesalfde koning, sy dood aan die kruis, die oomblik waar sy heerlikheid die duidelikste uitstraal, sy medelee, sy oorwinning, en nou is hy die koning van die nasies, en ons is nou die huis waarin hierdie heerlikheid woon,
die koning se huis. His glory, our story. Ons gaan nog baie praat oor die implikasies, maar dit moet ons default raak. Jesus het oorwin. Hy is die koning en hy het vir God 'n huis gebou. En dit is ons. Ons gaan nog baie lekker gesels in die jaar, maar vir nou gaan ons hierdie videoetjie pause en dan gaan ons bietjie praat oor die volgende vraag. Wat het ek verstaan uit hierdie aanbieding? Waaroor sal ek 'n bietjie meer ondersoek wil instel en leer? En wat kan ek dan in my lewe dadelik implementeer? Gesels so lekker saam in julle groepe terwyl ons die videoetjie pause en dan kan julle sommer so in julle groepe saam bid en afsluit.